Net dus kan die snelweg en om die hoek van groot winkelsentrums bied Rietvallei Natuurreservaat 'n oase van natuurlewe in 'n stedelike omgewing. Die munisipale natuurreservaat skep nie net 'n plek waar stedelinge kan visvang, fietsry en natuur geniet nie, maar doen baie belangrike werk in natuurbewaring. Ons gesels met Rian Maree, voormalige reservaatbestuurder van Rietvallei Natuurreservaat, om meer hieroor uit te vind. Goeiemôre en hartlik welkom, Rian. Baie dankie, goeiemôre. Rian, vertel ons 'n bietjie meer van Rietvallei Natuurreservaat. Rietvallei Natuurreservaat is 'n oop grasveldreservaat wat bestuur word deur die stad Tshwane. Hierdie jaar vanjaar is die reservaat 88 jaar oud en het ontstaan op 2 September 1929. En dit is 'n baie belangrike reservaatjie in die stad en 'n juweel vir stad Tshwane. Dan wil ek ook vra, Rietvallei is een van 'n paar reservate in die besit van die Tshwane munisipaliteit. Is daar spesifieke uitdagings of dan voordele as gevolg van die reservaat se stedelike ligging? Ja, daar is. Dit is die grootste reservaat in Tshwane en dis baie belangrik vir bewaring met 'n baie ryk geskiedenis. Die reservaatjie is omtrent 4000 hektaar groot en soos ek sê, dis 'n oop grasveldreservaat met 'n groot verskeidenheid inheemse plante en dan ook natuurlik 'n klomp uitheemse druk en goed soos besoedeling en so voort. Die Rietvallei dam is die middelpunt van die reservaat. Vertel ons 'n bietjie meer oor die dam se doel en ook die geskiedenis. Ja, die dam is gebou met handearbeid in die Groot Depressie en mylkarre en die damwal is voltooi in 1934. Die dam is maar 200 hektaar groot, so dis 'n groot plaasdam met 'n oorloop en nie sluise nie. En ja, die dam en die 6 boorgate en 6 fonteine voorsien 3.5% van Pretoria se drinkwater. En dit is 41 miljoen liter water 'n dag wat van die reservaat af gaan na die stad toe. Nou, bewaringsaksies is 'n belangrike been van die reservaat se aksies. Hoe word bewaring en toerisme gekombineer en hoe kan toerisme in Suid-Afrika bewaringsaksies ondersteun? Die reservaat word bestuur volgens 'n ekologiese bestuursplan, 'n goedgekeurde plan. En daar is 'n groot aantal spesies hervestig oor al die jare, wat die jagluiperd insluit, renosters, skoonbuffel, stuurboskatte en seekoeie. So al die spesies wat natuurlik op die groot grasveld natuurreservaat voorgekom het, behalwe natuurlik olifante, kom op die reservaat voor. Daar is geen binnekampe nie, behalwe die hengelgebied wat afgespan is vir veiligheid. En natuurlik die leeukamp wat aan die ander kant van die Delmaspad lê. Nou, daar word verskeie bewaringsprojekte in die reservaat bestuur. Vertel ons meer daarvan. Ja, heel eers is natuurlik die plantegroei. Daar word beheerde blokbrande toegepas elke jaar. En tussen 4 en 5, oor 'n 4 of 5 jaar tydperk word die hele reservaat dan afgebrand. Dit is belangrik om die spesiediversiteit van die plante te behou, want baie van die plante sal nie ontkiem as hulle nie gebrand het nie. Ook hulle blom nie goed as daar nie 'n veldbrand deur dit was nie. So die veldbrande is baie belangrik. Dan is daar uitheemse plantbeheer wat baie belangrik is. En dan het ons ook natuurlik die jagluiperd en die renosterteel projekte en ook die leeu's aan die ander kant van die Delmaspad. Nou goed, as ek so luister na mense, dan klink dit vir my asof dit steeds 'n baie gewilde reservaat is en asof daar gereeld mense is wat dit op 'n gereelde basis besoek. Stem jy saam met daai stelling en indien wel, hoekom dink jy is dit so groot sukses? Rietvallei is regtig 'n juweel in Pretoria en om die reservaatjie te besoek hoef jy nie verskriklik ver te ry nie. Jy kom uit die huis uit en dit is tussen Pretoria en Johannesburg, 20 km van Johannesburg internasionaal af, lê hierdie 4000 hektaar reservaatjie en jy kan die hele oggend daar spandeer. Daar is 270 plus spesies voëls al gesien op die reservaat en dan oor die amper 600 verskillende plantspesies kom op die reservaat voor. So dit is regtig 'n baie besondere klein plekkie. Ek stem saam met jou. Nou, ek gaan jou vir 'n oomblik in die rede val, maar ons gaan nou verder met Rian Maree gesels. Ons kyk eers wat op die wilkalender voorlê.
Ons gesels nou verder met Rian Maree om meer oor Rietvlei Natuurreservaat se bewaringsaksies uit te vind. Rian, leeu's in aanhouding word in die reservaat bestuur en toere kan by die Rietvlei koffiewinkel gereël word. Vertel ons meer oor die projek. Ja, die koffiewinkel is 'n historiese gebou op die reservaat en die leeutoer word van daar af bedryf. Daar's natuurlik etes en so aan daar ook beskikbaar. Die leeu's is in 'n aparte 300 hektaar kamp en dit is daarvan die leeu's is gekonfiskeerde leeu's wat ons aanhou in plaas van om hulle te laat uitsit, dat hulle lewens daar kan voltooi. Omdat hulle natuurlik voorgekom op die Hoëveld en ons kan nie in die reservaat vrylaat nie, is dit 'n goeie plek om hulle te kan hou en dan vir die besoekers te kan wys. Die leeu's is ook deel van 'n navorsingsprojek in samewerking met die Nasionale Dieretuin in Pretoria en Onderstepoort. En ons kan glad nie met hulle teel nie, die mannetjies het vasektomies gehad. So dis nie 'n teelprojek nie, maar die navorsing gaan spesifiek oor leeuteel. En natuurlik, soos ek gesê, dit is 'n geleentheid vir die besoekers om leeu's te sien in die Hoëveld. Maar 'n belangrike aspek van dit is ook om die grond waar die leeu's gehuisves word sinvol te benut omdat dit afgesny is deur die pad. Nou die Rietvlei Renoster projek is een van die reservaat se belangrikste bewaringsprojekte. Hoe vorder die projek en watter uitdagings staar julle in die gesig? Ja, die renosters doen op Rietvlei baie goed. Die laaste 30 jaar is daar verskeie kalvers gebore. Die habitat is 100% geskik vir hulle. Hulle is almal onthoring, juis om te kyk na hierdie stroping wat ons op die oomblik het en ons het ongelukkig onnodig 4 van die diere alreeds verloor in die laaste tyd. Daar was natuurlike vrektes gewees ook en van die diere is lewendig verwyder en ja, ons probeer hulle maar oppas so goed ons kan. Jagluiperds is in samewerking met die Endangered Wildlife Trust se jagluiperprojek in die reservaat hervestig. Noem net vir ons dalk 'n paar hoogtepunte vanuit hierdie projek. Ja, die jagluiperdprojek is ook 'n groot sukses. Ek het met die projek begin in die jaar 2000 en in 2002 2 mannetjies vrygelaat op die reservaat. Hulle was al reeds omtrent 7 jaar oud gewees. Hulle het 'n ryp ouderdom van tussen 15 en 17 jaar geword voor hulle van natuurlike oorsake dood is. En ja, kort daarna het ons toe beide geslagte vervang en in 2016 laas jaar is vir die eerste keer in seker meer as 100 jaar is daar wilde jagluiperd welpies gebore in die stad Tshwane. Is baie interessant. Die bestuur van uitheemse plante en die bewaring van plantspesiediversiteit is 'n voortdurende taak vir die Rietvlei span. Vertel ons meer. Ja, dis 'n groot kopseer vir al die goeie soos swart wattle en die pink pompom kruid. Elke individuele plant moet behandel word met 'n plantdoder en die plantdoders maak die inheemse breëblaar kruide dood. So dit is moet baie oordeelkundig aangewend word. So dis 'n moeilike taak. Jy kan ook nie die grondoppervlak gaan versteur nie want dit skep natuurlik habitat vir die uitheemse goeders om weer op te kom en te groei want daar's ook nie meer kompetisie met die inheemse plante nie. Die pompom is 'n groot probleem. Hulle word versprei deur wind, die saaitjies en die hele reservaat is oortrek van hulle. Ons sny die blommetjies af om die verspreiding van die saad te keer en dan behandel ons ook die plantjies met 'n plantdoder. Ons het ook 2 biologiese beheeragente gelos op die plantjies, 'n klein kewertjie en 'n roes, om te help om hierdie goeders te probeer beheer, maar dit is 'n langtermynprojek. Rian, as jy dag het om die Rietvlei Natuurreservaat te besoek, hoe sal jy jou dag inklee? Ek sal baie vroeg in die oggend by die reservaat opdaag as die hek in die somer oopmaak 5:30 en dan na die piknikterrein, een van die 2 piknikterreine toe gaan, 'n lekker champagne ontbyt maak daarso op 'n oop vuurtjie of 'n skottelskaar. En as ek klaar geëet het, dan sal ek al die voëlskuilings op die reservaat besoek. Daar's 5. Die hele reservaat deur ry en dan as ek klaar is met al die roetes, die koffiewinkel besoek, ietsie gaan eet vir middagete en dalk selfs op 'n leeutoer gaan en die leeu's gaan besigtig wat natuurlik heel waarskynlik sal lê en slaap. Dis wat hulle doen. En dan as ek daar klaar is, weer 'n rit deur die reservaat doen, kyk of ek enige ekstra spesies kan byvoeg op die goed wat ek deur die dag gesien het en dan 'n kort rit huis toe. Dit klink vir my amper asof daar iets is vir almal. Ek bedoel van klein tot ouer mense. So die reservaat bied dan met ander woorde iets vir almal. Ek wil vir 'n oomblik op jou fokus. Wat staan vir jou uit van die werk wat jy doen? Jong, bewaring is 'n passie. En jy word gebore om dit te doen. So dit is baie belangrik om te kyk dat jy dit doen so goed as wat jy kan. En jy gebruik goeie soos 'n ekologiese bestuursplan om jou te lei in hierdie tipe dinge.
En om die passie oor te dra vir bewaring en vir die renosters en vir die jagluiperds. Dis lekker om met hierdie goed te werk, dis lekker om in die veld te wees en dis lekker om dit oor te dra. Dis hoekom ons goeie soos omgewingsopvoeding doen op die reservaat en ons het staptoere onder begeleiding en wildritte waar ons met die mense en die besoekers kan praat en meer kan verduidelik oor wat hulle sien op die reservaat en wat daar aangaan. Ja. Baie sterkte met die werk wat julle doen en ons het dit geniet om met jou te kan gesels vanoggend. Baie dankie. Dit was Rian Maree, voormalige reservaatbestuurder van Rietvlei Natuurreservaat.